hier gebruik en ons gaan so 'n bietjie moet delf om waarlik raak te sien wat hy hier aan ons wil kom meedeel. Vers 1 van hoofstuk 10. Dooie vliee laat die salf van die apteker stink en bederwe. 'n Bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid en eer. Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van 'n dwaas is na links. Ja, ook as die dwaas op die weg wandel, ontbreek sy verstand en hy sê aan elkeen dat hy 'n dwaas is. As die toren van die heerser teen jou opkom, verlaat nie jou pos nie, want bedaardheid voorkom groot foute. Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het, 'n dwaling wat van die maghebber uitgaan. Die dwaasheid word op groot hoogtes gestel en die rykes moet in die vernedering sit. Ek het slawe te perd gesien en vorste wat so slawe op die grond loop, wie 'n kuil grawe en daarin val, en een wat 'n muur afbreek, 'n slang kan hom byt. Wie klippe uitbreek, kan hom daarmee seermaak. Wie houtklowe kan daardeur in gevaar kom. As die yster stomp geword het en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte muur inspan, maar wysheid is voordelig om iets te laat beantwoord. As die slang byt voor die beswering, baat die besweerder nie. Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. Die begin van die woorde van sy mond is dwaasheid en die einde van sy mond is skadelike onverstandigheid. En die dwaas gebruik baie woorde, maar die mens weet nie wat daar sal gebeur nie en wat na hom sal wees nie. Wie kan hom dit te kenne gee? Die inspanning van die dwaas vermoei hom, omdat hy nie eens weet om na die stad te gaan nie. Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is en as jou vorste in die môre vroeg maaltyd hou. Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is en as jou vorste op die regte tyd maaltyd hou, soos manne en nie soos drinkers nie. Deur allerhande luiheid versak die balkwerk en deur slapheid van die hande lek die huis. Vir plesier maak hulle maaltye klaar en die wyn maak die lewe vrolik en die geld verskaf alles. Vloek die koning selfs in jou gedagte nie, en vloek in jou slaapkamer die ryke nie, want die voëls van die hemel sou die geluid kon wegvoer en die gevleeldes die woorde te kenne gee. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan saam met my, dan soek ons die Here in gebed. Wonderlike Here, baie dankie vir ons kosbare samesyn in hierdie oggend. Dankie Here dat ons as gemeente kan saamkom. Here, kan saam deel, kan saam lag. Here, selfs in moeilike omstandighede het ons mekaar, Here, om te kan saam huil. En in deur dit het ons nou ook die geleentheid, Here, om vir 'n wyle stil te word en al daai gelag en al daai gehuil en al die begeertes van ons harte, Here, voor u voete te kan neerlaat. Omdat ons in en deur dit alles besef wie u is. Here, so waar het ons nou gesing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Maar ook die waarheid in daai liedjie, Here, hoe verbeur ons tog die vrede, net omdat ons nie ons node uitstort tot God se Vader hart. En in deur dit, Here, maak u woord dit vir ons so duidelik, dat u sien die uiterlike nie aan nie. U ken ons harte. Here, ons is almal hier te saam, met verskillende begeertes, met verskillende versoeke. Mag dit wees vir genesing, mag dit wees, Here, vir swaar tye wat op ons druk. Mag dit wees, Here, vir die toekoms wat vir ons so swaar na voor lê.
Dankie Here dat ons dit alles na U toe kan bring. Want U het beloof, Here, U sal vir ons rus gee. Skenk vir ons 'n uur van rus. Skenk vir ons 'n uur, Here, waarin ons kan stil word om die stem van die Here te hoor. Vanuit U woord, Here, wil ons U ontmoet. Vanuit U woord, Here, wil ons onsself net weer kom verootmoedig. En vanuit U woord, Here, wil ons daarin sterf, sodat ons ook daardeur kan groei en daarin kan leef. Here Jesus, kom neem hierdie geleentheid tot U rekening. Word U verheerlik in en deur dit alles. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op aarde. Here, Here Jesus, vir U lieflike naam. Amen. Vers 1. Ek het nogals geglimlag toe ek hierdie woorde lees. Dooie vliee laat die salf van die apteker stink en bederwe. 'n Bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid. Nou in my huishouding het ons, of het ek, nie soseer my vrou nie, maar ek het 'n ding swart goud. Dit is koffie. Reg? Nou ek is baie bevoorreg. Ek het 'n vroutjie wat baie lief is vir my. So van die een koppie koffie na die volgende koppie koffie, dit stroom net deur. Reg, ek maak die een koppie koffie klaar en dan sit sy al die volgende ene neer. Maar nou in my verstrooidheid sal ek baie keer 'n koppie koffie drink, opstaan en loop en dan op 'n ander plek kom en daai koppie koffie neersit en dan aangaan met my lewe en dan later kry ek nog 'n koppie koffie en ek drink hom. En dan soos wat jy deur ons huis loop, sal jy sien, hier's oralste bekers, in my kas is bekers, in my kantoor is bekers, oralste is, maar ek sal dit nie mors nie. Al is daai koffie koud, ek sal daai koffie drink. Maar nou dink ek aan hierdie vers, ek het al 'n paar keer 'n koppie koffie so opgetel. En dan is daar 'n vlieg daar binne. Reg? Drink ons hom dan? Nee, dit is verby nou. Jy weet heeltemal. Goed. Nou op grond van daai gedagte wil ons graag met u praat, geliefdes, onder die tema 'n klein lek wat 'n skip laat sink. 'n Klein lek wat 'n skip laat sink. So in 1987 het die veerboot, die MS Herald, die hawe van Zeebrugge verlaat en dit was soos enige ander reis gewees. Niks spesiaals nie, niks moois nie. Passasiers het opgekom, passasiers het gelag, passasiers was opgewonde oor hierdie reis wat hulle nou gaan voortsit. Voertuie was gelaai en alles het normaal gelyk. Die skip was groot, sterk. Hy was ontwerp om die grootste golwe in die see te trotseer. Maar niemand aan boord het gedink dat hulle binne 'n paar minute 'n groot tragedie sou tref nie. Jy sien, daar was net een klein probleempie op hierdie skip gewees. Dit was dat daar een man was wat nie die boegdeure aan die voorkant van die skip toegemaak het. 'n Klein deur. Dit het soos 'n baie klein nalatigheid gelyk. Nie 'n reuse gat in die sykant van die skip nie. Daar was nie 'n storm nie. Daar was nie 'n botsing nie. Daar was een klein ou detailtjie wat afgeskeep was. En toe hierdie skip die hawe verlaat en begin spoed optel, het water die skip begin binnestroom. Aanvanklik was dit ongesiens, dit was stil, dit was geleidelik, maar binne minute het hierdie reuse skip omgeslaan. 193 mense het hulle lewens daardie dag verloor. Geliefdes, daai skip het nie gesink omdat hy swak gebou was nie. Daai skip het nie gesink omdat eksterne faktore hom bedreig het nie. Daai skip het gesink omdat iets kleins geïgnoreer is. En dit is 'n ontstellende waarheid van ons lewe vandag, dat groot skade begin dikwels baie klein. Die manne wat al lank getroud is, ken hierdie waarheid. Jou vrou is
kwaad as gevolg van iets kleins wat jy weke terug gedoen het. Nee manne, dit is so. Dis 'n klein kraankie in 'n muur. Dit is 'n klein vonkie in droë gras. Dis 'n klein wond wat nie behandel is nie. Die gevaar lê nie altyd in iets dramaties nie. Dikwels lê dit in iets wat stilweg groei. En dis wat Salomo hier vir ons wil kom wys. Dat een klein vlieg kon 'n hele bottel duur salf. Onthou, salf in hulle tyd was baie waardevol. Dit het baie waarde gedra, maar een klein vliegie het daai salf kom vernietig. Soos een vlieg in my koppie koffie. Vernietig dit alles. En dit klink amper onregverdig dat iets so klein, iets so kosbaars kan bederf. Maar dit is hoe dit werk in die lewe vandag. Nog altyd. Dat klein dinge dra baie keer groot gewig. En wat hierdie gedeelte, geliefdes, nog dieper kom maak, is dat Salomo praat nie nou hier vanaf 'n afstand nie. Hy praat nie van iemand wat probeer waarsku nie. Hy praat van as iemand wat die pyn van kompromie baie mooi verstaan het. Onthou die lewensverhaal van Salomo. Salomo is as 'n baie jong man. Sekere manne sit hom tussen die ouderdom van 14 tot en met die ouderdom van 18 is hy gesalf as koning en hy kom voor die Here en die Here sê vir hom, Salomo, noem vir my enige iets wat jy wil hê. Enige iets en ek sal dit vir jou gee. En Salomo bid wat? Hy vra vir die Here, Here gee vir my wysheid. Gee vir my wysheid sodat ek hierdie volk van U kan rig. En die Here gee vir hom wysheid. En toe sê die Here vir hom, omdat jy hierdie versoek het en nie rykdom en roem en al hierdie klasse goed nie, gaan ek dit in elk geval vir jou gee. En die Here gee dit vir hom. Die Here seën hom. Baie mooi. Maar sy lewe wys dat hierdie wysheid nie genoeg is wanneer dit kom by klein kompromieë nie. Jy sien, wanneer ons nou teruggaan en ons gaan kyk in Deuteronomium hoofstuk 17, is die Here besig om met Moses te praat. En die Here sê vir Moses om al hierdie dinge uit te skryf, want hierdie is die, as ons dit so kan stel, die reglemente en die wette vir al die konings wat sou volg. Die konings moes nie baie perde versamel het nie, sê die Here vir Moses. Hy moes nie baie vrouens geneem het nie. Die konings moes nie en mag nie oorlaai gewees het met silwer en goud nie. Die konings is onder verpligting om die wet van God te lees en dit nederig te hou. Die Here het nie hierdie voorskrifte gegee om hulle van hulle vreugde te ontneem nie, hy het dit gegee om hulle harte te beskerm. Maar Salomo het begin afwyk. Nie alles op een slag nie. Dit het alles klein begin. As jy 2 Kronieke gaan lees, 2 Konings gaan lees, dan sal jy sien hoe hy begin perde versamel het. En toe het hy van die een perd en hy het naderhand uitgevoer na ander mense toe en hieroor en daaroor, alles klein begin. Daarna sien jy sy politieke alliansies met al die bure daar rondom. Gerieflike kompromieë. Verhoudings wat God nie goedgekeur het nie. Hoeveel vrouens het hy gehad? En die Here het gesê konings mag nie daai vrou nie. Rykdom in sy tyd was die silwer soos klippe in die land gewees. Die Here het gesê dit moet nie so wees nie. Hy het meer mag gesoek, meer selfvertroue. Jy sien, in Salomo se lewe wat klein begin het sy hart stadig kom vorm, so stuk vir stuk. En dan lees ons in 1 Konings hoofstuk 11, dat in die tyd van Salomo se ouderdom met sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was, soos die hart van sy vader Dawid nie. Jy sien, die tragedie van Salomo is nie net dat hy geval het nie, dit is dat hy waarskynlik nooit gedink het dat al hierdie klein dingetjies, wat hy vir homself gekoester het, hierdie klein dingetjies waarmee hy kompromieë aangegaan het, dat hierdie dinge hom uiteindelik op hierdie slegte plek sou bring.
En ons sien dieselfde patroon reg deur die skrif. Genesis hoofstuk 3 staan Eva en sy praat met 'n slang. Dis een klein happie, een klein dingetjie. En daar word hulle buite die teenwoordigheid van die Here gestoot. Dink aan Josua hoofstuk 7. Gaan dink nie, ek gaan net hierdie klein dingetjies vir myself hier onder my tent vir myself hou, vir myself wegsteek. En hy bring verlies vir 'n hele volk. 2 Samuel hoofstuk 11 begin Dawid se val nie by moord of oorspel nie. Dit begin daar waar hy op die dak staan en uitkyk. Dis waar dit begin het. En geliefdes, die Bybel waarsku ons telkens dat groot geestelike verval selde skielik gebeur. Dit gebeur nie net skielik poef paf en jy's heeltemal van die pad af nie. Dit gebeur stadig. Dit gebeur stil. Dit gebeur baie keer onsigbaar, soos die water wat stadig maar seker in daai skip in beweeg tot hy uiteindelik dan nou net oorval. En geliefdes, daar is baie mense daar buite, baie wat aan die buitekant nog sterk is. Hulle kom kerk toe, hulle glimlag, hulle funksioneer, maar hier binne is daar lekke wat daai water inbring en inbring en inbring. Geestelik meer en meer agteruit gaan. Kompromie, trots, afsydigheid teenoor die Here. Jy sien, die gevaar is nie altyd die groot rebellie teenoor die Here nie. Die gevaar is die klein dingetjies wat ons in ons lewens verskoon. Dis sê Hebreërs 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. En nou moet ons baie mooi let, geliefdes, na wat Prediker hoofstuk 10 hier vir ons wil kom wys. Prediker hoofstuk 10 wil ons nie kom wys dat ons vanmôre hier sit en let op ander mense se lekke nie. Haal die balk uit jou eie oog uit voordat jy die splinter in jou broer se raak sien. Wat Salomo hier uit ervaring vir ons wil kom wys, is hoe daardie lekke lyk en wat dit geestelik in ons lewens doen. Die vraag is nie, hoe groot is jou sonde nie. Die vraag wat ons onsself moet vra is, wat laat jy toe, wat besig is om jou stadig maar seker weg van die Here af meer weg te dryf. Wat is dit in jou lewe wat jy toelaat, wat die water in laat kom, laat jy net so bietjie skuinser totdat jy éventueel sal jy omval. Jy gaan. Die boodskap gaan nie oor dwaasheid nie, dit gaan oor ondersoek, dit gaan oor genade, dit gaan oor 'n God wat ons wil waarsku nog voordat ons sou sink. Want hy wys nie hierdie lekke om ons te veroordeel nie, hy wys vir ons hierdie lekke want hy wil ons herstel. So is daar 'n paar dingetjies wat ons vanmôre vanuit hierdie teks moet vat vir onsself. Om net weer tot 'n besin te kom, dat ons is daai boot. Ons is besig om in die oop waters uit te gaan. Is ek besig om te sing? Is ek besig om stilweg meer en meer toe te laat? Meer en meer in te bring, wat my uiteindelik sal bring soos wat daardie skip op sy sy gelê het. Weer. Dit gaan nie oor groot sonde nie. Dit gaan nie in die groot dinge daarbuiten nie. Want in elke geval gebeur elke val net so klein. Net so klein. Die eerste ding wat ons moet raak sien, en ek wil ons terugvat na vers 1 toe, is dat klein gebreke word groot breuke. Een van die gevaarlikste dinge in 'n geestelike lewe is dat verval selde hard en skielik aangekondig dat dit op pad is. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en sonde waarsku ons nie vooraf nie. Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Maar hy roep nie hardop ek is op pad nie.
Hy roep nie hardop om vir jou te sê ek gaan jou vang nie. Hy stuur nie vir jou 'n briefie om vir jou te sê maandag 4 uur gaan ek jou vang met hierdie lus nie. Dis nie hoe sonde werk nie. Dit kom nie met 'n groot krisis of 'n dramatiese sonde nie. Dit gebeur baie keer. Begin dit stil, stadig, onsigbaar. Jy sien daai lek in daai skip het onskuldig gelyk. Niemand het paniekerig geraak oor die druppels water op die vloer nie. Die skip dryf nog. Jy weet alles is nog oukei, die reis gaan voort. Alles lyk nog onder beheer, maar die probleem is nie hoe groot die lek is nie. Die probleem is daardie lek wat nie aangespreek word nie. Jy sien water hou nie op inkom wanneer ons dit ignoreer nie. Hoe langer dit onbehandeld bly, hoe meer verswak die skip. En Salomo sê nie dat groot dwaasheid gevaarlik is nie, dit verstaan almal. Hy sê 'n bietjie dwaasheid. 'n bietjie dwaasheid. Net so 'n bietjie dwaasheid kan genoeg wees om jou te laat sink. Dis die klein dinge wat nie uitgesorteer word nie, wat uiteindelik baie groot skade bring. Dis sê hy in vers 18, sê hy deur allerhande luiheid versak die balkwerk en deur slapheid van die hande lek die huis. 'n Huis val nie in een dag in een. Wanneer daar die eerste kraankie verskyn, dan gebeur dit stadig. Iemand sien die probleem, maar stel dit uit. Die dak begin lek, maar ons stel dit uit. Die water kom in, maar ons stel dit uit. Die balke begin verrot, maar ons stel dit uit. Die skade versprei, maar ons stel dit uit. En teen die einde, wanneer hierdie probleem heeltemal sigbaar is dit al reeds te laat. En geliefdes, net so werk geestelike skade in ons eie lewens. Baie mense dink dat geestelike verval begin wanneer iemand ophou kerk toe kom. Baie mense dink dat geestelike verval begin wanneer iemand openlik in sonde leef, maar dit gebeur lank voor dit. Lank voor dit. Dit begin hier in die hart. Dit begin wanneer gebed nie meer natuurlik voel nie. Dit begin wanneer die Bybel al hoe minder en minder oopgemaak word. Dit begin wanneer sonde minder ernstig voel. Dit begin wanneer 'n mens makliker geïrriteerd raak. Wanneer bitterheid hier in my hart bly sit, wanneer aanbidding meganies raak, wanneer jy nog die regte dinge doen, maar jou hart is nie meer aan die brand nie. Wanneer al hierdie dinge normaal begin voel. Wanneer ons leer om met al hierdie dinge saam te leef, weet om te sê ek is net te moeg of is net te fase of dit lyk nie so ernstig nie of ek sal later daarna kyk. Jy sien dit wat geïgnoreer word. Skryf Paulus, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Suurdeeg werk presies dieselfde. Hy werk stil. Jy sien dit nie onmiddellik nie, maar dit versprei deur alles. Dit raak nie net een deel van die deeg aan nie, dit beïnvloed die hele massa. Net so kom kompromie in ons eie harte. Dit bly nie beperk tot een area nie. Wat begin as geestelike nalatigheid, raak nader aan jou denke, dit raak jou verhouding met die Here, dit raak jou huwelik, dit raak jou emosies, dit raak jou getuienis, en geliefdes, uiteindelik steel dit jou vrede. Dink byvoorbeeld aan Samson. Samson het nie op een dag sy krag verloor nie. Hy het lankal begin speel met die grense, lankal gaan kyk hoe naby kan hy aan al die versoekings kom. Hy het lankal sy kompromie in sy hart regverdig. In die tyd wat sy hare gesny was, het hy lankal weggedryf. Dink aan Saul, 1 Samuel 15. Hy was nie heeltemal ongehoorsaam nie, net gedeeltelik. Maar gedeeltelike gehoorsaamheid is nog steeds ongehoorsaamheid.
Klein kompromie het sy verhouding met die Here beïnvloed. Dink byvoorbeeld aan Ananias en Safira. Hulle wou steeds geestelik lyk, hulle wou nog steeds deel wees van die gemeente, maar daar was 'n klein leuen wat hulle net nie wou los nie. Die waarheid is dit, geliefdes, dat die grootste geestelike gevaar is nie altyd wat ons weet verkeerd is nie, maar dit wat ons begin verskoon. Baie mense leef vandag met klein lekke in hulle harte. Soms dra 'n onvergewingsgesindheid wat nooit aangespreek word. Geheime sonde wat al so genormaliseer is in my lewe dat ek kan aangaan sonder om eers daaraan te dink. Sommige voel ver van die Here, maar kan nie onthou eens waar dit begin het nie. Sommige is geestelik moeg, weet nie eens wanneer hulle opgehou het om werklik na die stem van die Here te luister. En die gevaar is dat ons leer om te funksioneer. Ons kan nog glimlag, ons kan nog dien, ons kan nog geestelik kan ons praat, maar hier binne is my hart eintlik besig om te sink. Maar daar's goeie nuus. Daar is goeie nuus. Die Here wys die lekplekke uit voordat die skip sink. God openbaar nie die swak plekke om ons te verneder nie. Hy kom wys vir ons elke liewe swak plekkie in ons lewens uit sodat hy herstel kan bring. Die Heilige Gees is liefdevol genoeg om ons aandag te trek voordat die skade onherstelbaar word. En die verantwoordelikheid wat op ons rus is om nie te wag vir hierdie klein dingetjies om groot probleme te word nie. Wysheid, geliefdes, beteken om vroeg te reageer. Wysheid beteken dat ek bly sensitief vir wat reg en wat verkeerd is. Wysheid beteken dat ek is nie gemaklik met dit wat my wegdryf van die Here af nie. Ek is nie gemaklik vir hierdie gaatjies wat hierdie lekplekke die water laat instroom. Jy sien, 'n klein lek kan vandag herstel word, sodat die skip nie môre sink. So is dit nodig, geliefdes, dat ons vanmôre net so 'n bietjie stil word en waarlik vir die Here vra. Here, waar is my lekplekke? Het ek 'n lekplekkie? Het ek dingetjies in my lewe wat besig is om te maak dat ek stadig maar seker besig is om te vertrek? Die tweede gedagte wat ons hier moet raak sien. Salomo sê, kompromie verhard die hart. Hy sê die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die wyse van 'n dwaas is na links. Jy sien, min mense word een oggend wakker en besluit doelbewus om ver van die Here af te leef. Dis nie ons gedagtegang. Geestelike verval gebeur gewoonlik nie skielik nie, dit gebeur geleidelik. Dit begin met daardie klein kompromie. Ons gee eers 'n bietjie toe, ons verskuif die grens net so bietjie verder. Jy verskoon net een houding, verskoon een begeerte, verskoon een verkeerde gewoonte, maar dit wat klein begin word later 'n patroon. En wanneer dit 'n patroon word, dan raak dit ons identiteit. En kind van die Here, ons identiteit moet gevestig wees in Christus, nie in die sonde nie. Sonde begin nie groot nie. Ek word nie 'n persoon wat eendag wakker word en ek verneek my vrou nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dit is 'n gedagte wat ek toegelaat het. Dit is 'n aksie wat ek uitgevoer het. Dit is 'n gewoonte wat ek gekweek het. Niemand begin by 'n groot val nie. Die geliefdes, die gevaarlikste ding vir enige kind van die Here is kompromie. Kompromie verander stadig maar seker jou hart. En Salomo se eerste fokus is nie gedrag nie. Sy eerste fokus hier is die mens
se hart. Want die rigting van jou hart bepaal die rigting van jou lewe. Die probleem begin nie wanneer iemand openlik afdwaal nie. Dit begin wanneer die hart van die mens afskuif. Die hart raak nie skielik hard nie. Dit word stadig gevorm deur dit wat ons elke dag in ons lewens toelaat. Vers 12 sê hy, die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. Salomo wys dat dit wat uitkom uit 'n mens se mond iets openbaar van dit wat hier binne gebeur. Dis soos hulle wat kom ons los dit. Wanneer 'n mens se hart verander, dan verander jou gedrag. Woorde, reaksies, houdings, dit alles word gevorm deur dit wat hier binne groei. En kompromie werk soos eelte op 'n hand. Julle ken daai eelte, né? Hy's eers sensitief, hy's eers gevoelig, en dan word daai eelt hard en dan voel jy hom nie meer nie. Net so met sonde. Net so. Net so met die kompromie wat ons in ons lewens toelaat. Dit wat ons vroeër oortuig het, plaas nie meer nie. Wat ons vroeër vermy het, begin ons verdedig. Wat jy vroeër as sonde geken het, begin jy verskoon. Maar Jakobus skryf van die kerk, hy sê elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Uiteindelik sal die skip laat. Sonde groei. Dit ontwikkel. Dit begin nie by my vernietiging nie. Dit begin by die begeerte wat ek toelaat en daai toelaat om uiteindelik te bly. Weereens sien ons dit 'n mooi voorbeelde reg deur die skrif. Dink byvoorbeeld aan Lot. Hy het sy oë oopgerig, hy het Sodom gesien, hy het eers nader getrek, toe daar gebly en toe uiteindelik vind hulle hom in die poort. Dink aan Eksodus 32. Hulle het nie die Here onmiddellik verwerp nie. Hulle wou net iets sigbaars gehad het, totdat hulle daai kalf gebou het. Jy sien, kompromie verander nie net gedrag nie. Dit verander ons begeertes. En baie mense dink hulle is veilig, omdat hulle nog nie 'n groot val gehad het nie. Baie mense dink hulle is veilig, omdat God nog nie hard genoeg gepraat het nie. Charles Spurgeon het ons gesê, die mens sal anders dink oor sonde, as die loon daarvan dadelik betaalbaar was. As die straf onmiddellik gegee was. En dis dink baie mense dat hulle is nog veilig, hulle is okay. Geliefdes, waaroor voel jy nie meer oortuig nie? Wat het jy in jou lewe al begin verskoon? Wat pla jou nie meer soos wat dit jou vroeër gepla het nie? Waar was dit waar jou geestelike sensitiwiteit bietjie afgeneem het? Jy sien, dit is die gevaar van 'n hart wat stadig besig is om te verdrink. Jy merk dit nie onmiddellik nie. Jy bid dalk nog, maar dis sonder passie. Jy lees nog jou Bybel, maar is sonder honger. Jy dien nog, maar is sonder vreugde. Jy's godsdienstig, maar jou hart is koud. Daarom sê Hebreërs 3 vers 13, vermaan mekaar elke dag, solank as wat dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Daar is niks in hierdie lewe wat bedrieg soos sonde nie. Sonde laat jou dink alles is nog oukei. Dit maak net jou hart minder sensitief. Maar die goeie nuus is, God kan so hart herstel. Hy roep ons nie om weg te hardloop nie. Hy roep ons vandag om eerlik te wees.
eerlik te wees oor ons toestand. Geliefdes, ons weet waar ons in die see is. Ons weet hoeveel water ons al ingelaat het. Kan ons eerlik wees daaroor? Klein kompromie moet vroeg aangespreek word. Vroeg. Die Here wil ons beskerm. Hy wil. Die derde gedagte is iets wat ons moet besef. En dit is dat jou getuienis is broos. Vers 20. Vloek die koning selfs in jou gedagte nie en vloek in jou slaapkamer die ryke nie, want die voëls van die hemel sou die geluid kon wegvoer en die gevleeldes die woord te kenne gee. Dit is my so kosbaar. Ek dink dis Jakobus wat dit geskryf het. Ek dink is Jakobus. Hy sê, hy vra 'n retoriese vraag. Hy vra, vloek julle die mense so? En dan terselfdertyd, met dieselfde mond, aanbid julle God. Hoe werk dit? Hoe werk dit? Hoe werk dit vir my getuienis? Hoe werk dit vir die persoon of die geestelike een wie ek sê ek is? Geliefdes, 'n getuienis word nie in een dag gebou nie. Dit groei oor tyd. Jy sien, mense leer jou ken deur jou woorde. Hulle leer jou ken deur jou karakter. Hulle leer jou ken deur jou reaksies. Hulle leer jou ken deur jou integriteit. In jou lewe, ons lewens, vertel gedurende deur 'n storie. En daai storie wat ons lewens uitleef is die kondisie van my hart. Die hartseer waarheid is, wat lank geneem het om te bou, kan net so beskadig word. Een verkeerde houding, een onbeheerste woord, een oomblik van dwaasheid, iets wat oor jare opgebou is, kan net so afgebreek word. Daarom sê hy in vers 12, bring weer daai woorde op, hy sê, uit die mond van die wyse is aangenaam, die woorde uit die mond van die wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. 'n Mens se woorde is nie neutraal nie. Woorde openbaar dit wat hier aan my hart aan die gang is. Jy sien, 'n wyse persoon se woorde bring genade, dit bring vrede, dit bring opbouing. Maar 'n dwaase woorde bring vernietiging en uiteindelik sal hy homself laat sink. Interessant dat Salomo dit sê. Die lippe verslind hom. Met ander woorde, die skade begin nie net by ander mense nie. Dit keer terug na homself toe. Woorde kan brûe bou, maar hulle kan ook brûe vernietig. En geliefdes, 'n getuienis word dikwels nie vernietig deur groot openbare mislukkings nie. Dit word vernietig deur gewone daaglikse gedrag. Hoe jy met iemand praat wanneer jy kwaad is. Jy ooit daaraan gedink? Hoe jy oor ander praat. Hoe jy reageer wanneer jy gekritiseer word. Hoe jy mense behandel wat niks vir jou kan teruggee nie. Dis die vermaning in vers 20. Salomo waarsku dat selfs dinge wat ons dink privaat is, uiteindelik sigbaar kan word. Woorde wat in die geheim gesê is, houdings wat in die hart leef en gedagtes wat ons voed, vind dikwels later maniere om geopenbaar te word. En een ding is, mense is nooit getrou aan mense is nooit getrou aan mense nie, né? Ons almal hou van 'n kinderstorie. Weet julle wat het Piet gesê van Marco nou die dag? Kom drink koffie, as sê ek julle. Getuienis gone. Dis weg. En ongelukkig kan mense net vir so lank voorgee, ekskuus. Mense kan net vir so lank voorgee dit wat hier binne aan die gang is. Net vir so lank. Want geestelikheid, geliefdes, is nie iets wat ons kan voorgee. Kan. Dit dra altyd deur na ander mense toe.
Geliefdes, wanneer ons kyk na geestelikheid, dan wil ons dit meet aan al die verkeerde dinge. Ons wil ons getuienisse meet aan al die verkeerde dinge. Die hoed wat ek dra, die klere wat ek dra, die woorde wat ek sê, hoe ek bid. Is dit die opdrag? Nee. Die Here Jesus het gesê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Sien, ons wil geestelik wees op ons werke. Ons wil geestelik wees op al die verkeerde dinge. Maar die een ding waar ons nie kan voorgee nie, is op die opdrag wat God vir ons gegee het. Gaan en maak disippels. Gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Weet jy wat is die probleem? Ek kan nie vir iemand iets gee wat ek self nie het nie. Want my getuienis wys ek is vol lekker. Liewe kind van die Here, hoe lyk jou liggie vandag? Is jou liggie van so aard dat dit ander nader bring aan Jesus? Is jou liggie van so aard dat jy 'n lig skyn in hierdie donker wêreld? Of het die water al so ver ingekom dat my getuienis daardeur ook al bietjie dood gegaan het? En nou sien ons in die laaste gedagte dat God roep ons om hierdie lekke vroegtydig te herstel. As die yster stomp geword het en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspaar, maar wysheid is voordelig om iets te laat beantwoord. Ekskuus. Geliefdes, ek wil net weer terugkom dat die doel van hierdie boodskap is nie net om te waarsku oor klein kompromieë nie. Hierdie boodskap is daar om ook vir ons elkeen hoop te gee. Die Here wys nie vir ons hierdie lekke om ons net te veroordeel nie. Hy wys dit vir ons want hy wil dit herstel. Hy openbaar die swak plekke, nie omdat hy ons wil wegstoot nie, maar juis omdat hy ons wil nader trek. Die gevaar is nie die lek nie, die gevaar is dit wat ons ignoreer. Jy sien, wysheid beteken nie net om die probleme raak te sien nie. Wysheid is om daarop te reageer. En nou gebruik hy 'n eenvoudige waarheid van 'n byl wat stomp geword het. Jy kan daai byl vat en jy kan nog steeds hout kap. Maar jy gaan harder en harder en harder en harder werk. Dit is nie slim nie. Vat die grinder, maak hom skerp. Reg? Wanneer ons die lek sien, kry 'n soismasjien, maak hom toe. Wanneer ons probleme sien, gaan buig voor die Here. Maak reg. Maak die lekplekke reg. Kompromieë en sonde is nie iets wat ons kan ignoreer nie. Te veel mense sê dit sal self beter word. Baie mense sê dit is nie so ernstig nie. Ek sal later daarna kyk. Maar wysheid erken wanneer iets aandag nodig het, soos daardie byl met 'n stomp lem. Hy sê in vers 4, as die toorn van die heerser teer jou kom, verlaat nie jou pos nie, want bedaardheid voorkom groot foute. Haastige voete trap mis, sê hy in Spreuke. Hoe is ons reaksie wanneer ons die skade sien? Sien ons die lek en dan hoop ons dit gaan beter word? Dit is soos my Golfie wat in my garage staan. Ek sien hy stikkend. Ek weet dat daar moet dit, maar ek hoop hy gaan beter word. Hy sal homself uitsorteer daarbinne. Ek moet hom net genoeg tyd gee. Ons doen dieselfde met sonde. Ons doen dieselfde met kompromieë. Maar wat die Here wil hê is bekering. 180 grade draai weg van die verkeerd na die kruis toe. Dis vir die Here wil hê. Ek geliefdes, ons moet net ook kwalifiseer dat bekering is nie 'n skuldgevoel nie. Bekering is 'n reaksie.
'n reaksie daarop dat ek saamstem met die woord van God, dat sonde is sonde en ek daarteen sal draai. Bekering is wanneer ek daai besluit en reageer om daai lek nie meer so te los nie. Die Here roep ons nie om hier te staan en net te kyk na die lekke nie. Hy roep ons om te reageer daarop. Langer die lek oop bly, groter die skade. En nou ken ons die baie mooi belofte. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat 'n troos is dit nie. Want die Here wag nie vir perfekte mense nie. Die Here herstel eerlike mense. God herstel mense wat bereid is om daai lek oop te maak en dit na hom toe te bring. Belydenis stop die skade. Maar wanneer sonde verborge bly, dan groei dit. Lukas 15, die verlore seun. Hy het lankal gesink. Die keerpunt was toe hy opstaan en teruggaan na die Vader. Psalm 51, dit is my so kosbaar, ek het in die week 'n studie gedoen. Dawid kom voor die Here. En ons weet van twee sondes, twee groot sondes wat hy gepleeg het, né? Egbreek en moord. Het hy om verskoning gevra vir die egbreek? Nee. Het hy om verskoning gevra vir die moord? Nee. Wat was sy reaksie? Here, in sonde is ek gebore. Hy erken die probleem. In sonde is ek gebore en ontvang. Lukas 22, waar Petrus vir Jesus verloon. Sy getuienis kry skade, maar Jesus het hom nie weggegooi nie. Johannes 21 het die Here hom herstel. Dit wys vir ons iets belangriks, dat God spesialiseer in herstel. Ek hoef nie te weet hoe om die skip reg te maak nie, want God weet. Ek hoef nie te weet hoe ek my lewe in orde gaan kry nie, want God weet. Hoef nie te weet hoe alles in mekaar gaan pas nie, want God weet. En dit kan baie maklik op 'n punt kom waar dit voel dat ek het te ver gegaan. Dit kan baie maklik voel dat my lek is te groot, ek het te lank gewag, daar is al te veel skade, maar die evangelie sê, geen lek is te groot. Geen lek. Jesus kom nie net vir mense wat sterk dryf nie, hy kom ook vir hulle wat gedrink, wat besig is om te verdrink. Die mooiste voorbeeld vir my daarin is Matteus 14, Petrus op die water, waar hy uitgeroep het, Here, ek verdrink. Wat het die Here gedoen? Sy hand uitgesteek en hom gered. Dit kan dalk vandag voel dat jy verdrink. Steek jy hand uit en roep die Here aan, red my. Moenie klein probleme uitstel nie, moenie die kompromie normaliseer nie, moenie wag dat die skade groter word nie. Bring dit vandag na die Here toe. Die geliefdes, wysheid beteken nie dat jy nooit gaan struikel nie. Ons gaan struikel. Wysheid beteken dat dit waaroor ek gestruikel het, gaan ek vinnig herstel. Wat vroeg bely word, hoef nie later te vernietig nie. God roep ons nie om die lekker raak te sien nie. Hy roep ons om dit te herstel. Jesus herstel nie net bote wat dryf nie, hy herstel ook harte wat besig is om te sink. Klein dinge lyk baie keer onbelangrik. Maar Prediker 10 is juis dit wat vir ons wys dat hierdie klein dingetjies groot skade bring. 'n Klein lek kan 'n skip laat sink. Klein kompromie kan 'n hart verhard. 'n Klein daad van dwaasheid kan 'n getuienis beskadig. Salomo leer ons dat geestelike verval nie skielik gebeur nie, dit begin stil. Stadig. Met daai dinge wat ons ignoreer, met daai dinge wat ons verskoon, met daai dinge wat ons uitstel. Die Here waarsku nie om ons te veroordeel nie, hy waarsku, hy wil ons red. Die
goeie nuus van die evangelie is dat Jesus nie net mense red wat sterk staan nie. Hy red ook mense wat besig is om te sink. Aan die kruis het Christus gekom vir gebroke mense. Hulle wat kompromie in hulle harte toegelaat het. Wat hulle harte verhard het. Wat hulle harte laat water inkry het. Hy het nie gekom om die perfekte mense tot roep nie, maar hy roep sondaars tot bekering. Die vraag is nie of jy groot sondes het nie. Dis nie die vraag nie. Die vraag is jy bereid om hierdie klein lekke aan die Here oor te gee? Wat het jy begin ignoreer? Wat het gemaak dat jou hart begin wegdryf? Watter kompromie het normaal geword? Waar het jou liefde vir die Here begin afkoel? Die uitnodiging deur die evangelie is eenvoudig. Moenie wag tot die skip sink nie. Nie wag nie. Daar's genade vandag. Bring dit vandag na die Here Jesus toe. Want dit is waar eerlike bekering is. Daar gaan jy vergifnis kry. Daar waar daar belydenis is, daar sal daar herstel wees. En waar Christus inkom, kan 'n sinkende skip weer uitvaar in die oop water. Geliefdes, die Here Jesus staan nie vandag om te veroordeel nie. Die Here Jesus staan vandag met 'n uitgestrekte hand na elke skipie in die see wat besig is om te sink. Sy hand is uitgestrek na elke ene waar die water al oor die kop kom. Sy hand is uitgestrek na elke liewe persoon wat weet, Here, ek is nie besig om te dryf nie. Sal ons in hierdie dag ons hand uitstrek om die Here se hand te ontmoet, om vas te gryp, dat hy ons sal uittrek en al daai klein lekplekkies weer te kom herstel. Geliefdes, is u besig om te sink? Is u besig? Kom vandag na die Here toe. Hy bied vandag nog genade. Hy dra vandag nog deur. En hy wil vandag nog met ons wees. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, in tye soos hierdie, wanneer ons kyk na u woord, dan kan ons baie gou onsself vereenselwig met Salomo. Man wat deur die Here gesalf is. 'n Man wat klein dingetjies in sy lewe toegelaat het. En uiteindelik stadig maar seker begin sink het. Here, dit kan waar wees van ons lewens. Dit kan waar wees van iemand hier vandag. Sal u asseblief vir ons kom wys waar daardie lekplekke spesifiek is. Sal u vir ons kom wys, Here, daar waar ons besig is om te verdrink. Waar ons u reddende regterhand so broodnodig het. Here Jesus, sal u asseblief ons uit daai water kom uithaal. Ons weer kom herstel, ons die oop water weer kan aanvat. Ons doel in hierdie lewe sal kan uitleef. En in deur dit, Here, vir u welbehaaglik wees. Laat ons eerlik wees met onsself. Laat ons eerlik wees tot u. Dat ons getuienisse nie in die wêreld daar buite afgebreek sal word nie, maar Here, dat ons soos ons lig skyn, meer en meer mense na u toe sal trek. Vergewe ons, Here, daar waar ons verkeerd gedoen het. En in deur dit,
mag ons asseblief die genade van die Here beleef. Dankie Here vir u goedheid. Dankie Here vir u guns. En dankie Here dat ons dit alles by u voete kan kom neerlaat. Met die besef dat u is die enigste een wat daardie werk vir ons kan kom doen. Ons bid dit in diepe afhanklikheid, met groot dankbaarheid in ons harte, alleenlik in die naam van die Here Jesus Christus.